Goed, ons groet u vanuit Lofdal gemeente. Het is altyd lekker om die woord van die Here te bedien. En vanaand spesiaal op 'n woensdag aand, wat ons as Lofdal gemeente vir 'n spesiale geleentheid by mekaar kom. En hierdie geleentheid vanaand is om vir die Here dankie te sê vir wat die Here vir ons doen en wat die Here vir ons beteken. Ek dink dat 'n mens seker nie die woorde skat het, altyd die gedagtes het om uitdrukking te gee aan die groot dankbaarheid wat ons teenoor die Here het vir alles wat die Here vir ons doen en alles wat die Here vir ons beteken. En ek glo dat u wat hierdie program ook gaan kyk, sal vanaand daar sit en jy sal ook vanaand baie dinge en baie rede kan hê om seëninge te kan tel vanaand en te sê hoe goed dat God dit met ons meen. En ek wil graag vir u 'n paar verse lees uit Psalm 103, waar die woord van die Here sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. En die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Ek wil graag Efesiërs 5 vers 20 gebruik as die teksgedagte saam met hierdie gedeelte waar die apostel Paulus skryf, en hy skryf hierdie woorde, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy sê altyd vir alles. Nou, kom ek sê vir u, ek glo dat wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees en jy kry die gedagte rondom dat ek die Here altyd vir alles kan dank en dat dit eintlik 'n leefwyse moet wees om die naam van die Here groot te maak en dankbaarheid teenoor die Here te betoon, dan glo ek dat baie van ons wat vanaand hier sit, sal met groot dankbaarheid vir die Here wil dankie sê dat die Here jou siel gered het. Dat die Here jou naam geskryf het in die boek van die lewe. Dat jy vanaand 'n kind van die Here kan wees. Weet jy hoe wonderlik is dit net om te weet vanaand dat ek is 'n kind van die Here en dat ek dankbaarheid teenoor die Here kan betoon dat hy my siel gered het en dat hy my die moddersluik van sonde uitgehaal het en my voete geplaas het op 'n ewige rots. Ek glo ons kan ook vanaand vir die Here dankie sê vir die mate van gesondheid wat ons geniet. Jy mag van my sê, pastoor, ek het nie al die gesondheid wat ek graag wil hê nie. Maar kom ek sê vir die ten spyte van, kan ons vanaand nog steeds vir die Here dankie sê, vir die mate van gesondheid wat ons kan geniet en wat ons vanaand het. Ek glo dat ons vanaand vir die Here kan dankie sê vir ons familie, ons vrou en ons kinders, ons kleinkinders. En ons, as jy nog ouers het, wie dit ook al mag wees, ma, pa, wat dit ook al mag wees, as vanaand vir die Here kan dankie sê, dat ons familie het, vir wie ons vanaand kan lief wees, en familie wat vir ons lief is. Weet jy, dat as 'n mens na die wêreld daar buite kyk, ek weet nie, ons het nou maar groot geword as 'n baie nou familie. Ons vrouens het altyd gesê, ons sal eerder met hulle beklei, maar ons beklei nie met mekaar nie. So ons het baie nou groot geword as broers en susters. Ons het nooit met mekaar beklei nie. Ek kan nooit verstaan het hoekom dit so was nie. Dat ons nou nie regtig, dit was nooit dat daar 'n geveg tussen broers en susters was nie. En tot vandag toe is dit nog so. Maar weet jy dat daar soveel dankbaarheid in my hart vanaand oor die familie, die gesin wat die Here vir mens gegee het. En kom ons dink maar net vanaand aan vriende wat die Here vir ons gee het. Goeie vriende wat jy vanaand het, wat die Here jou pad langs gestuur het. Wat die Here jou pad langs gebring het, wat waarde toevoeg aan jou lewe. En 'n bydrae lewer aan die geluk en vreugde wat ons elke dag geniet. Ek dink maar vanaand en besonder ook, dat ons dankbaarheid teenoor die Here kan betoon, dat ons 'n gemeente het, waar ons Here kan aanbid. En ek sê baie keer, en ek weet wanneer ek dit sê, dat dink mense baie keer dat ons gemeente bo ander verhef. Ek weet, elke persoon waar hy ook al mag gaan bid, hy dink dat sy pastoor is die beste pastoor. Hy preek die mooiste, en hulle sing die mooiste, en hulle musiek is die beste. Nou ons sê dit altyd by Lofdal ook. Maar weet jy, die rede waarom ons dit sê, is dat ons het 'n dankbaarheid teenoor die Here vir wat die Here vir ons hier binne in die gemeente gedoen het. Vir die seën van die Here, vir die guns van die Here. Baie keer sal mense vir ons half verwyd en sê dat ons gemeente is nie in 'n baie goeie area geleë nie. Maar weet jy wat vir my so wonderlik is dat die Here die gemeente seën en dat die Here vir ons guns en goedheid bewys
onverdienstelike genade wat die Here aan ons bewys. Nou vriende, ek wil vanaand vir julle sê, ek is dankbaar teenoor die Here. Ek is dankbaar teenoor die Here vanaand dat hy vir my 'n bediening gegee het. Dat die Here my geroep het, dat daar 'n oomblik in my lewe was toe die Here met my gepraat gesê het, "Tini, ek wil hê jy moet vir my gaan werk." Ek is dankbaar dat die Here my soveel jare deur die bediening gespaar het, my die gesondheid gegee het, die vermoë gegee het om die woord van die Here te kan bedien, om nog steeds vandag in die bediening te kan staan. Kom ek sê vir u, dis goed wat as 'n mens gaan stil sit en jy dink aan ek wil vir u verseker en ek wil u aanmoedig, u moet regtig 'n bietjie gaan en kyk 'n bietjie na hoeveel dinge in die lewe wat die Here vir jou elke dag doen, wat ons baie keer as selfs van selfsprekend aanvaar. Nou dis wat my so mooi is van die psalmskrywer. Hy sê vir ons en hy moedig ons aan, loof die Here. Dit lyk so vir my as die psalmskrywer ook met sy siel praat. En sê, loof die Here o my siel. En dan sê hy, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Ek wil vanaand vir u sê, dit lyk vir my dat die psalmskrywer kom hier met 'n sterk aanmoediging, dat ons die Here moet loof met oorgawe. Dat ons die Here loof met alles wat in ons is, en alle kragte en vermoëns wat ons het. En dan sê hy iets pragtig, hy sê, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. Ons moet dit nie vergeet nie. Ons moet onthou die goedheid van die Here. Moenie dit vergeet, jou gesondheid, jou werk, jou vriende, jou man, jou vrou, wat die Here vir jou gegee het. Kom ek sê vanaand vir u, dis gunste en goedheid wat ons uit die hand van die Here ontvang. Ons sien in hierdie gedeelte dat wanneer die psalmskrywer hierdie pragtige woorde gebruik om te sê, vergeet geen een van die weldade nie, dan noem hy 'n paar van hulle. Hy sê, hy wat jou ongeregtigheid vergewe. Weet jy vriende, as ek daaraan dink dat God my vergewe het, 'n helverdiende sondaar, wat in die moddersluik van sonde geleef het, en die Here het my uitgehaal, is wat daardie ou koortjie sê, He brought me out of the mighty clay, He put my feet on the rock to stay. Hy het my die moddersluik van sonde uitgehaal, hy het my ongeregtigheid vergewe. Kan jy dit glo vanaand, dat die Here jou vergewe het? Ek dink baie keer, jy weet, by geleentheid toe iemand my sê hoe groot sondaar hy is en wat hy alles gedoen het, en toe wil hy half sy sonde so verduidelik. Hy sê, pastoor, en ek dink die Here gaan my doodslaan met 'n weerligstraal. Ek glo 'n trok gaan my onderste bo ry en hy noem al hierdie groot ongelukke wat oor hom gaan kom. Ek vra vir hom, nou wat het jy in die hemel gesteel dat die Here vir jou so kwaad is? Want die Bybel sê dat die Here vergewe al ons ongeregtighede, nie sommige nie. Al ons ongeregtighede. Vriende, as dit jou nie bly maak en dankbaar maak vanaand nie, dan het jy 'n rukke plikgebed nodig. Hy sê, hy het al ons ongeregtighede vergewe. Hy sê wat al jou krankhede genees. Kom ek sê vanaand vir u, dat ons met die Here daar verloof en dank. En kom ek wil dit sommer vanaand so stel, miskien is u nog so en by voorbaat om u genesing te ontvang, maar loof en prys die Here solank vir jou genesing. Sê, Here, ek loof u dat u my gesond gaan maak van hierdie suikersiekte. Here, ek loof u dat u my gaan gesond maak van hierdie migraines. Ek loof u dat u my gesond gaan maak van watter siekte ook al. Ek loof u, Here. Want kom ek sê vir u, ek glo, dis geloof. Die Bybel leer vir ons. Hy sê, laat die swakke sê al. Die dinge wat nie bestaan nie, moet ons roep asof hulle bestaan. En daarin vir die Here loof en prys. Ek kan onthou, as 'n boek geskrywe, From Prison to Praise, wat Merrill Carothers geskryf het. En daai hele boek het gegaan oor, dit moenie na jou omstandighede kyk nie, maar begin om die Here te loof en te prys. Kom ek sê vanaand vir jy, as jy begin om met dankbaarheid die Here te loof en prys, dan gaan jy jou uit jou depressie uit loof en prys. Jy gaan jou uit jou probleme uit loof en prys. Jy gaan jou uit jou omstandighede loof en prys. Kom ek sê vir die God gaan vir jou groot deur oopmaak, want die Bybel sê dat God woon onder die lofsange van sy volk. Weet jy wat ek ontdek het? Ek het net onlangs weer met iemand gepraat en toe dit so helder vir my na vore gekom. Toe die persoon vir my sê, hulle het sy pa in die ouete huis gesit en nou sy pa verskriklik onversadig. En hy is so ongelukkig en hy kla van die môre tot die aand. Toe ek nou met die ouetjie praat oor die situasie en so aan, toe sê hy vir my, hy sê, weet jy wat? Hy sê, jy ken mos my pa, nou ek ken sy pa. Hy sê, hy is tevrede met niks in die lewe nie.
Hy sê, niemand wil hom by hulle hê nie. Nie een van die kinders, nie die kleinkinders. Hulle soek hom nie naby hulle nie. Want hy kla hulle in 'n moedelose toestand in. Nou kom ek sê vanaand vir u, dat die oomblik as jy nie dankbaarheid het nie, is die teenoorgestelde gewoonlik die gevolg. Om te kla en te murmureer en ongelukkig te wees en foute vind met alles om jou, met jou skoonseun en jou skoondogter en halleluja, jou skoonma, wie dit ook al mag wees. Jy is so ongelukkig en weet jy wat dan gebeur, is dan word jy geïsoleer. Mense wil nie by jou betrokke raak nie. Hulle hou nie daarvan om by jou te kom nie. Ek kan onthou hoe baie mense, en ek weet my vrou sit nou vanaand hier voor, en sê dit by soveel geleenthede gesê, as ons by ons ouerhuis gekom het, dan het dit so 'n gevoel vir haar, dis so anderster, want daar's soveel dankbaarheid, daar's nooit 'n gekla, en 'n gebeklei, en 'n gemurmureer nie, maar daar's altyd so 'n lekker atmosfeer, as 'n mens daar instap, want almal voel welkom, en as jy met hulle praat, dan sê jy altyd hoor, daar's dankbaarheid, wat uit hulle harte na vore kom na die Here. Hoeveel keer, nie mense wat daar uit die Kalahari het luister, kan maar verhoor wat ek sê, terwyl daar groot droogte gekom het, terwyl ons daar gebly het, elke aand, wanneer ons huisgodsdiens gehou het, as ons net die kos is, die naweek by die huis is, my pa die gitaar gevat, en dan sing ons liedjies, tot eer van die Here. Maar weet jy, in sy gebede het hy altyd gesê, Here, ek wil vir u dankie sê, vir 'n dak oor ons kop, ek wil vir u dankie sê, vir kos en vir klere. Hy het nooit gemurmureer oor goed wat hy nie het nie, maar hy het altyd die Here geloof en prys en dankbaarheid betoon vir dit wat die Here vir hom gedoen het. En dis wat die psalmskrywer sê. Hy sê wat al jou krankhede genees, wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met geregtigheid. Weet jy, ek het al baie keer, ek het nou die gelees hoe swaar is daai ou krone wat hulle op hulle kop gesit. Weet jy, dis ek dink in die 20 kilogram. Het hy goue kroon geweg. Ek dink hy kroon het jou moedeloos gemaak. Maar weet jy wat die kroon wat die Here vir jou gee, is 'n kroon van oorwinning en van krag. Dis nie van goud, van aardse goud gemaak nie, maar is van hemelse heerlikheid. Hy kroon ons met geregtigheid. Hy kroon ons met krag. En wanneer die Here dit doen, dan is dit soos nuwe vars water wat oor jou hele wese loop en dit bring 'n verkwikking in jou binnekant. En dan sê hy pragtig in die 5de plek ook, hy sê wat jou versadig met die goeie. Nou ek weet nie, kan ek nou maar vanaand 'n Hollandse woord gebruik? Ek weet, iemand het my verskoon as ek dit nou sê. Toe ons kinders was, het hulle gewoonte gehad, as jy nou klein was en jy het lekker geëet, dan sê ma, ek is dan nou lekker dik. Onthou jy dit nog? Jy word nou daar sit, onthou jy hoe die kinders gesê, ek is nou lekker dik geëet. Nou dink net vanaand, dat die Here maak jou dik met die goeie. Moet nou asseblief nie vir my kyk nie, hoor, kyk na jouself. Moet nou seker maak, hier's 'n paar ouens wat my nou so aangelede sê, pastoor, ek sê amen op wat jy nou gesê het. Maar die Bybel sê, wat jou versadig met die goeie. Weet jy wat sê dit vir my? Dat God vreugde daarin vind, om goeie dinge aan sy kinders te doen. Wat vir ons versadiging gee, dit sê vir my, dat ek het genoeg daarvan, ek het oorgenoeg van die guns en die goedheid, wat die Here my pad langs bring. En ek dink dat wat die psalmskrywer hier, vir ons wil bekend maak. Ek sien hier in Josua, die 4de hoofstuk, vanaf die 1ste vers, waar die Here met Josua praat, en die 12 manne uitstuur, of die mense wat deur die Jordaan trek, en hulle gaan nou die beloofde land, en die Here sê vir hulle, met die ark vat, en dan moet hulle deur die Jordaan gaan. En toe sê die Here vir hulle, nadat die water gekloof het, dat hulle moet vir hulle elkeen 'n klip saamneem. En dan moet hulle daar die aand waar hulle oornag, moet hulle daar die klippe 'n altaar pak. Ons weet dat Josua het ook op die plek waar die klippe opgetel het, ook 'n altaar gepak. Maar dan sê hy iets baie interessants. Hy sê, wanneer julle kinders eendag vra, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle vir hulle sê wat die Here gedoen het. Weet jy wat sê dit vir my? Dis stene van dankbaarheid. De stene wat hulle in die Jordaan opgetel het, klippe wat hulle in die Jordaan opgetel het, en gaan neerpak het, en as die kind kom en sê, papa, waarvoor is hierdie altaar? Wie het dit hier gepak? Dan sê dis toe die Here vir ons die Jordaanrivier oopgemaak het. Toe het ons hierdie klippe gepak as 'n teken van ons dankbaarheid, dat die Here die water gekloof het, en dat ons die beloofde land kan ingaan. Kan ek vanaand sommer so 'n profetiese woord vir iemand gee, dat dankbaarheid ontsluit en maak oop, sodat jy die beloofde land, die heerlikheid van die Here kan ingaan. Dankbaarheid vat jou in die teenwoordigheid van God. Dankbaarheid skep 'n atmosfeer, dat jy God wil loof en prys. En ek wil dit ook so stel vanaand,
ek glo dat dankbaarheid skep ook daardie atmosfeer dat God ook naby jou wil wees. Want ek lees nêrens die Bybel dat die Here ons aanmoedig om te murmureer en te kla nie. Maar ek lees in die Bybel dat die Here by hoeveel plekke sê, loof die Here, maak die naam van die Here groot. Kom met dankoffers voor die Here. Weet jy, dis asof God ons aanmoedig, dat ons moenie net ons omstandighede kyk, dat ons imponeer en dat ons depressief maak nie. Maar dis asof die Here sê, kyk na die goeie dinge, tel daar die stene van dankbaarheid op vanaand en pak dit daar in jou huis. En as jou kind vir jou vra, ma, waar kom hierdie meubels vandaan? Waar kom hierdie kar vandaan? Waar kom hierdie ding vandaan? Dan sê jy vir, dis wat die Here vir my gegee het. Dis wat die Here aan my, guns wat die Here aan my bewys het. Ek het al soveel keer vir mense gesê, dat wanneer ek na goed verwys wat die Here aan my toevertrou het, die Here vir my gee het, dan sê ek dat elke oomblik van my lewe, dan sê ek dat dis goed wat die Here vir my gegee het, guns wat die Here vir my bewerkstellig het. Hierdie gedenkstene in Lukas 17 vers 11, kom hierdie melaatses na die Here toe, 10 van hulle, en die Here maak 10 van hulle gesond. Weet jy wat interessant is dat net een kom terug om dankie te sê. Wat vir my sê vanaand, en ek wil vir u oor die televisie ook aanmoedig, dat ons versigtig moet wees. Ons, die mens, in sy vleeslike vorm, het 'n geneigtheid om ondankbaar te wees. Het 'n geneigtheid om vir die Here iets te vra, en as die Here dit gedoen het, dan vergeet ons dit. Ag, ek het dit al so baie genoem, ek kan dit maar vanaand weer noem. Hoeveel mense in my lewe het ek al ontmoet in my gemeentes, oor die jare heen waar ek bedien het. Dan sê my pastoor, as die Here dit vir my doen, dan sal ek dit doen. Pastoor, ek sal die Here dien met alles wat my is. Ja, pastoor, is die Here net my vrou of my kind gesond maak? 'n Man sê vir my, toe sy kind sterwend lê en sy hartjie 3 keer gaan staan, en hy sê vir my, pastoor, as die Here hierdie dogter gesond maak, sal ek Here dien met alles wat in my is. En weet jy, die tragedie van die situasie is, dat toe die dogter gesond is, toe vergeet hy die Here. Ek wil vanaand vir u sê, dat ek glo, dat die Here met opmerksaamheid let. Nou is ons dankbaar. Kan ek vanaand vir u 'n voorbeeld noem? As my kind ondankbaar is, en ek sien hy waardeer nie wat ek vir hom doen nie, gaan ek my sak toemaak, ek beloof u. Ek dink die meeste ouers sal dit doen. As jy agterkom dat jou kind kom net, gee pa, gee, en hy's weg, gee pa, gee ma, gee. En hy kom nooit om dankie te sê nie. Op 'n stadium sê hy, wag so 'n bietjie ou boeta. Hierdie fonteintjie het opgedroog. Jy gaan nie net so kom haal nie. Hierdie is nie 'n slotmasjien wat jy net kan kom trek. Hoeveel jy kry na hardloop jy nie. Maar kom ek sê vir jy, as jou kind kom of jou vrou kom, en hier is goeie raad vir die vrou, as jy mooi ringe en lekker halssnoere wil hê en mooi goue oorbelle wil hê, moet sê net dankie. As jou man vir iets gedoen het, sang saks om jou knie, sê, my ou man, ek wil net vir jou dankie sê. Ek kan nie beloof die oorlosies hardloop uit die American Swiss het reguit na haar arms. Maar weet jy, ek glo dis by die Here ook so. Ek glo as die Here sien dat ons dankbaar is, dat wanneer die Here vir jou iets gedoen het, wat doen ons baie keer? Weet, baie keer is mense so geneig, hy het miskien net R1,000 teruggaan vir die belasting, sê, ag, jy weet pastoor, ek het eintlik verwag ek met so R10,000 terug, dat ek net R1,000 gekry. Weet jy, dis die rede hoekom jy net R1,000 gekry het. God het al lank al die ondankbaarheid by jou opgemerk. Maar as jy die Here kan loof en pryse en die naam van die Here groot maak, kom ek sê vir jy, gaan jy agterkom, hulle gaan foute maak om jou te begunstig. Die Here gaan vir jou onbeperkte seën, gaan die Here vir jou oopmaak, want die Here merk ons op, daar die dankbaarheid wat in jou hart is, om die Here te loof en te prys. Ek sien in hierdie gedeelte, in Efesiërs 5, en daarby wil ek afsluit, waar die apostel Paulus praat, en jy onthou dat die gedeelte in Efesiërs 5 gaan, om met die Heilige Gees te vervul te word. Paulus skryf daarin, en hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En laat toe dat die Heilige Gees jou beheer. En dan skryf hy verskillende dinge in hierdie gedeelte wat hy ons aanmoedig. En hy sê onder andere in daai gedeelte, sing en psalm sing in julle hart. Nou kom ek sê vir jy kan nie regtig sing as jy nie dankbaar is. Dan sing jy daai, jy weet, daai liedere wat niks beteken en wat sulke depressiewe, die blou donker wolke van Suid-Afrika. Maar die Here sê in sy woord, sing en psalms in julle hart. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange. Kan ek vanaand vir julle sê, dit is onmoontlik as 'n mens nie dankbaar is om met psalms en lofsange te spreek. Anderster gaan jy klaagliedere en murmureringe spreek.
En dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank. Kom ek sê vanaand vir u, dank die Here 'n bietjie vir daai kar wat jy het. Jy mag vanaand sê, ja pastoor, dis 'n Land Rover, en jy weet, hy het baie geloof nodig om daai ding te ry. Kom ek sê net vir u, dat as jy die Here loof en prys, en dankbaarheid in die Here betoon, gaan daar dalk, miskien is jy nou 'n Toyota fan, gaan daar dalk so 'n Toyota jou pad langs kom, maar as jy nie dankbaar is, vir dit wat die Here jou gegee het nie, vir die huis wat jy het, vir die kinders wat jy het, weet ons is baie keer so geneig om sulke kinders te hê, of so 'n vrou te hê, en so, wees dankbaar met wat God vir jou gegee het, man. Die Bybel sê so pragtig dat jy met water drink uit jou eie fontein, as jy dankbaar is met wat die Here vir jou gee het. Ek sê baie keer vir ouens, dit lyk maar net so mooi omdat jy haar nog nie het, of hom nog nie het nie. Maar wees dankbaar vir wat jy het vanaand, want jy weet ten minste wat jy het, prys die Here. Maar jy weet nie wat jy gaan kry nie. Maar jy weet, hy dankbaarheid in die Here. Dankie Here vir my vrou. Dankie Here vir my man. Dankie Here dat my vrou my soveel jaar in die bediening bygestaan het. En ek wil jy sê, dis al klare wonderwerk om so moeilike ou by te staan. Maar kom ek sê vir u, dankbaarheid teen die Here elke dag. Te sê dankie Here vir wat u vir my doen en beteken. En ek wil u aanmoedig dat u hierdie skrifgedeelte sal toepas wat die apostel Paulus mense aanmoedig. Want een van die eienskappe wat ek opmerk in hierdie gedeelte, wat Paulus sê, is, hy sê, 'n geesvervulde persoon sal sing en psalms sing. 'n geesvervulde persoon sal onder mekaar spreek met psalms en lofsange, as sal dankbaarheid wees. Hy sê, 'n geesvervulde persoon sal God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons doen dit, kom ons maak dit 'n leefwyse. As jy nie môre wakker word, moenie eers in die spieël gaan kyk nie, dit kan jou dalk ontmoedig. Maar voor jy gaan kyk, sê Here, ek wil vanmôre vir u dankie sê vir 'n nuwe dag. Ek wil vir u dankie sê vir nuwe moontlikhede. Ek wil u dankie sê Here vir u gesondheid. Kom ek sê vir u, ek doen dit elke môre as ek wakker word en elke aand voor ek gaan slaap. Ek doen dit nou nie so hard dat my vrou nou wakker loof en prys nie, maar kom ek sê vir u, in my gees sing ek tot eer van die Here en maak ek die naam van die Here groot. En ek het ontdek, en die pastore wat saam met my sit en kinders van die Here wat hierdie ervaring gehad het, sal beleef dit voel kompleet soos 'n stroom van lewende water wat in jou binneste borrel, maar die God se naam loof en prys. Maar kom ons betoon dankbaarheid en sê vir die Here dankie vir alles wat ons het. Ons het vanaand spesiaal elkeen 'n briefie geskrywe. Ek glo dat u gaan ook 'n briefie skrywe daar voor die televisie en skryf aan liewe Jesus self en sê vir hom baie dankie dat hy jou siel gered het. Sê vir hom baie dankie dat hy jou uit die moddersluik van sonde uitgehaal het en jou naam geskryf het in die boek van die lewe. Sê vir hom baie dankie dat hy in jou plek gesterf het, sodat jy die ewige lewe kan hê. En naas dit dan sê jy vir die Here, dankie vir al die goeie dinge. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van die weldade wat die Here aan my doen nie. Vader, ek wil u loof vanaand, saam met elke kyker hier in die kerk ook vanaand. Ek wil u loof en prys en dankie sê, Here, vir alles wat ons uit die hand van die Here ontvang. Alles wat hy elke dag onverdienste kan ons gee. Ek wil u loof en prys, ek wil vir my siel vanaand sê, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van die goeie dinge wat die Here vir jou gedoen het. Amen en amen. Die Here seën u.